Geliefdes, ons het hierdie afgelope week van Pinkster, het ons gekyk na 'n reeks rondom die nuwe lewe deur die Gees. En ons het nou laas Sondag was dit ook die tema van ons boodskap na aanleiding van Romeine 8, van hierdie nuwe lewe. Ons het geen veroordeling meer nie, ons is nuut gemaak deur die werking van die Heilige Gees. En hoe dat die Heilige Gees ons nuut maak en in ons lewens begin werk. En die res van hierdie week het ek elke dag 'n videoetjie gemaak en vir u laat kry, wat begin het by die gedagte dat die Heilige Gees eintlik die een is wat hierdie nuwe lewe in ons begin. Deur ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, deur ons te wederbaar, begin hierdie Heilige Gees ons bekendstel aan Jesus. En begin Jesus deur sy Gees jou en my toerus om vir hom te kan lewe. En toe het ons van daar af, het ons elke dag 'n paar, in totaal het ons 12 verskillende werkinge van die Heilige Gees in die kind van God se lewe met u gedeel. 12 verskillende goed wat die Heilige Gees doen om jou en my te help om 'n oorvloedslewe te lewe. Om 'n lewe te lewe wat Christus verheerlik in alles wat jy doen. Vanmôre wil ek graag met u iets bespreek. Eintlik is dit 'n halwe Bybelstudie wat ek vanmôre wil doen. Dis nie 'n preek nie. Ek wil vanmôre met u 'n Bybelstudie doen, kom ons noem dit nou maar so, of 'n gedeelte met u deurwerk oor die feit dat alhoewel dit die Heilige Gees is wat hierdie werk in jou begin, en die Heilige Gees wat dit met jou 'n pad stap en jou toerus en jou voorberei met gawes en vrugte en bedieninge, en die Heilige Gees wat jou help om te verander, om al meer te word soos Jesus. Dis al die goed wat ons bespreek het hierdie week, en ons te help om Christus te verheerlik in alles wat ons doen. Is daar tog iets wat jy ook moet doen? Ons kan nie net sê, wel, nou het ek my hart vir die Here gegee, ek het nou oorgegee, en nou sit ek net agteroor en God moet alles vir my doen nie. Baie mense het daai idee, dat om 'n kind van die Here te wees, nou is ek op pad hemel toe, nou kan ek maak net wat ek wil. Dit werk nie so nie. Daar is ook 'n bydra wat jy en ek moet bydra. Ek en jy kan nie ons saligheid koop nie. Ek en jy kan nie die Heilige Gees maak nie. Ek en jy kan nie deur emosies die Heilige Gees opwek in jou binneste nie. Nee, maar daar's ietsie wat jy en ek moet doen, waardeur ons saam met die Heilige Gees werk. Waar ons medewerkers van God word, ook in jou eie saligheid. Waar jy toelaat dat die Heilige Gees jou oortuig en jou lei en jou leer en jou toerus, maar jy moet gehoorsaam wees. En in daardie gehoorsaamheid begin jy saam met die Heilige Gees stap. Begin jy saam met die Heilige Gees werk, sodat jy hierdie volheidslewe, hierdie oorwinningslewe kan uitleef. Daar's te veel kinders van die Here wat hulle harte vir die Here gee, wat gereeld kerk toe gaan, maar hulle lewe raak een groot, kan ek nou maar die Engelse woord gebruik of die plat woord gebruik, dit raak 'n slep. Jou lewe raak 'n tradisie, jou lewe raak 'n gewoonte. Jy is nou maar 'n kind van die Here, maar ag, dis so 'n moeilike pad wat ek moet stap. Dan wil ek vanmôre vir u sê, nee, dis nie God se wil vir jou lewe nie. God se wil vir jou lewe is dat jy in oorvloed sal lewe. God se wil is, Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed, perisos lewe kan hê. En hy doen dit deur sy Gees, maar jy en ek moet saamwerk. Jy en ek moet reageer op die Heilige Gees se werk. Jy en ek moet toelaat dat hy daardie werk kan voltooi, kan klaarmaak, wat hy begin in jou lewe. En daarom wil ek die van u wat nou u Bybel by die hand het, kan saam met my blaai, na Kolossense hoofstuk 3, maar gaan die hele hoofstuk is daar vir julle op die skerm, en julle kan dit saam met my volg. En die tema van my boodskap vanmôre is, verskuif
jou fokus. Verander jou fokus. Luister wat sê Paulus daar in Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dode opgewek is, dit doen die Heilige Gees, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is. Paulus kom en hy sê, luister, as jy sê jy lewe deur die Gees, as jy sê jy lewe die lewe van Christus, die volheidslewe van Christus, dan moet jy op ander dinge begin fokus. En dis iets wat jy moet doen. Jy moet besluit om op te hou na flieks kyk wat jou afbreek. Jy moet dit besluit. Die Heilige Gees gaan dit nie vir jou doen nie. Jy moet besluit om nie meer na plekke toe te gaan wat jou van die Here af weglok nie. Jy moet dit besluit. Jy moet besluit om na plekke toe te gaan waar ek meer van Jesus kan leer, soos die kerk en dies meer. Jy moet kies om jou oog te fokus op iets anders in jou lewe. Strewe na die dinge daarbo. Hou op om jou te kyk. Hou op om na die wêreld te kyk. Hou op om toe te laat dat die dinge van die wêreld jou beïnvloed. Hou op om toe te laat dat wat die nuus sê en wat die televisie sê, dat dit jou lewe bepaal. Kies om anders te kyk. Kies om na daarbo te kyk waar Christus is. Plaas jou fokus op die Here en nie op Ramaphosa nie. Plaas jou fokus op die woord van God en nie op wat die wêreld vir jou en vir my sê nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dode opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Waar hy aan die regterhand van God sit. Wat sê dit? Ons het daaroor gepraat in die week. Om in die regterhand van God te sit beteken 'n gesagsposisie. Beteken jy's koning, beteken jy's Here. En Christus sê jy en ek sit saam met hom op die troon. En soos wat die dinge van die wêreld onder sy voete gestel is, word die dinge van die wêreld onder jou en my voete gestel deur die Heilige Gees. Maar jy moet anders begin kyk. Jy moet anders begin optree. Jy moet anders begin lewe. En jy moet 'n keuse maak. Ek gaan herfokus. Vers 2 sê, rig julle gedagtes. Hy praat met die gemeente. Hy sê nie die Heilige Gees gaan jou gedagtes verander nie. Hy sê jy moet jou gedagtes rig op die dinge wat daarbo is. Jy moet ophou die hele dag loop en top oor alles wat verkeerd is en jy moet begin God loof en prys vir die goed wat reg gaan in jou lewe. Jy moet dit doen. Dis jou keuse. Dis jou besluit. Maar dan moet jy anders begin fokus. Rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die wêreld is nie. Want julle het gesterwe. As jy sê jy het 'n nuwe lewe in Christus, dan die Heilige Gees jou gewederbaar, dan lewe jy 'n ander lewe, maar om hierdie ander lewe te kan lewe, moet jy sterf. Moet die ou dinge sterf. Moet jy die ou dinge aflê. Moet jy dit aan die voete van Jesus lê en toelaat dat die Heilige Gees jou oortuig van die goed wat moet sterf in jou lewe. En as hy jou oortuig, moet jy kies om dit af te lê. Fokus op ander goed as wat die wêreld fokus. Fokus op ander goed wat jou vriende fokus. Fokus op ander goed wat jou familie dalk fokus. Fokus op die dinge wat daarbo is. As jy 'n nuwe lewe in Christus wil hê, dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees jou help om te herfokus. Maar jy moet kies. Jy moet besluit of ek gaan toelaat dat die dinge van die wêreld my verder gaan beïnvloed. Want julle het gesterwe, sê vers 3, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vers 4, want Christus wat julle lewe is.
Nou, Amelia het nou net hier voorgestaan en getuig oor haar kleinkinders. En hoe sy bid vir haar kleinkinders. En dis 'n ouma. En 'n oupa. En as jy 'n ma en 'n pa is en jy het kinders waarop jy trots is, wat vir jou baie beteken, dan is mense geneig om te sê, my kinders is my lewe. Is ek reg? My kleinkinders is my lewe. Want hulle is my trots. Hulle maak die lewe die moeite werd. En hier kom Paulus en Paulus sê, as jy vol is van die Gees, as jy gelei word deur die Gees, as die Gees jou gehelp het om hierdie nuwe lewe in Christus te ontdek, en Christus deur sy Gees binne in jou lewe, dan sê hy, julle het gesterwe, wanneer Christus wat jou lewe is. Dis wonderlik dat jou kinders jou lewe is, dat jou kleinkinders jou lewe is, maar die vraag eintlik is Christus jou lewe? En dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees herinner ons, hy lei ons aan alles wat Jesus gesê en gedoen het. Hoekom? Sodat ons al meer moet word soos Christus. En wanneer ons meer word soos Christus, dan word Christus my lewe. So as Christus nie jou lewe is nie, dan is jy nie vol van die Gees nie. En dis vanmôre die vraag, kan jy en ek regtig sê, my lewe is Christus, soos Paulus gesê het, ek leef nie meer die Galasiërs 2:20, maar die lewe wat ek nou lewe, is Christus se lewe deur my. Ek leef nie meer nie, want ek het gesterwe. My lewe is Christus. En dit beteken, dit impliseer, dat alles wat ek doen, of ek eet, of ek drink, of ek slaap, of ek opstaan, of wat ek ook al doen, ek doen dit met Christus in gedagte. Ek doen dit ter wille van Christus. Ek doen dit om Christus wil. Ek doen dit omdat hy my lei. Ek doen dit omdat ek hom wil behaag. Ek doen dit omdat ek hom wil oplig. Ek doen dit omdat ek van hom wil getuig. Om te getuig beteken nie altyd jy moet fisies loop en vertel nie, maar jou lewe moet vir die wêreld wys, Christus is my lewe. En die oomblik wanneer Christus jou lewe word, deur die werking van die Heilige Gees, dan kom jy op die plek waar jy in oorvloed begin lewe. Wanneer jy die lewe van Christus begin lewe, en dis 'n lewe van heerlikheid en krag en oorwinning. Wanneer Christus, wat jou lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal jy ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Gaan Paulus verder. En hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak. Die Heilige Gees gaan nie dit doen nie, jy moet dit doen. Jy moet die goed doodmaak in jou lewe, wat jou weghou daarvan om Christus te leef. Wat is daar in my en in jou lewe wat nog my keer om 'n lewe van Christus te lewe? Wat is daar in my en jou lewe wat verhoed dat ek opgewonde raak wanneer ek van Christus hoor? Wat is daar in my lewe wat nog verskonings is waarom ek nie voluit vir Jesus lewe nie? Paulus sê, jy moet dit doodmaak. Heilige Gees wil jou help. Hy gaan jou oortuig van sonde. Hy gaan daarop hamer tot jy reageer. Hy gaan jou herinner van wat reg is, maar jy moet kies om dit dood te maak. Hy gaan sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel is van julle lewe. Nou noem hy 'n klomp goed, maar daar kan baie meer wees as dit. Hy sê, onsedelikheid,
Onreinheid, dis net vir interessantheid, nou die dag toe ons weer na Haitjie geluister het, toe gee hy weer daar 'n statistiek, dat 80% van mans, dit gaan nie oor of jy in die kerk is, of in die wêreld is, of wat, 80% van mans, kyk na pornografie. Dit sluit predikante in. Dit sluit ouderlinge in. Dit sluit diakens in. 80% van mans in hierdie wêreld kyk na pornografie. Ek weet nie, ek is nie hier om te veroordeel nie, maar ek hoop nie iets van u wat dit dalk ook nog doen nie. Maar die feit is, as jy dit doen, onsedelikheid, dan is dit iets wat jy moet doodmaak. Iets wat jy moet oorwin. Kom ek sê nou maar iets van vrouens ook, maar net terwille van, om daarom balans te bring, ek wil nie net kap op mans nie. Vrouens, ek weet nie of het 80% is nie, ek het nog nie so statistiek gesien nie, maar jy kan maar lekker skinder. Skinder is iets wat jy moet doodmaak. Want het verheerlik nie Christus nie. Nou ja, sommer net so. Onreinheid, wellus, al hierdie goeders, slegte begeertes en gierigheid. Net vanmôre het ons hier agter gepraat, met wie het ons Piet, was jy en ek wat hier agter gestaan en praat het, oor mense wat net altyd wil inbring, en hulle is net altyd besig om by mekaar te maak. Dis gierigheid. Die Bybel sê, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Nou gaan hy verder met die lysie. Hy sê, maar nou moet julle al hierdie dinge ook laat staan. Ek het nou al die lelike goed gedoen, maar nou gaan ek so 'n paar ander goed noem, wat so 'n bietjie meer algemeen is. Wat baie kinders van die Here ook doen. Woede, haat, nait, gevloek, vuil taal, moet daar nie uit jou mond uitkom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Moenie jok nie. Julle het met julle ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Jy het dit doodgemaak. Jy het dit afgelê, jy het dit bely, jy het daarmee klaar gekry. Moenie toelaat dat die goed jou beroof van jou lewe in Christus nie. Maak dood die goed. En een van die dinge wat ons die week oor gepraat het, was dit, dis juist die Heilige Gees, wat aanhou pleit, en aanhou pleit. My boetie het dit nou ook genoem. Wat aanhou met jou praat en jou aanhou oortuig, want hy wil hê jy moet hierdie goed neerlê, hy wil hê jy moet hierdie goed doodmaak in jou lewe, sodat jy 'n oorwinningslewe kan hê. En as jy dit nie doen nie, noem die Bybel dit, dan bedroef jy die Heilige Gees. En jy blus die Heilige Gees deur ongehoorsaamheid. Ons moet ons fokus begin skuif. Ons moet dit wat vir ons belangrik is in die lewe, moet ons begin verander. Ons moet besluit, gaan ek my besig hou met die dinge van die wêreld, of gaan ek fokus op die dinge daarbo? As jy sê jy is 'n kind van Jesus, en jy sê jy het die Heilige Gees in jou, dan moet jy klaar kry met die dinge van die wêreld. Anders sal jy nooit 'n oorvloedslewe ervaar nie. Sal jy nooit die nuwe lewe in Christus beleef nie, gaan jou lewe 'n slep bly, al is jy gered, al is jy op pad hemel toe, maar dis 'n pad vol klippe, en 'n bulte, en slote, en dit hoef nie so te wees nie. Het ons 'n nuwe lewe in Christus. Dan gaan hy verder in vers 10, dan sê hy, leef nou die lewe van die nuwe mens. En wie is die nuwe mens? Jesus. En jy in hom.
Leef die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word elke dag. Moet jy en ek ietsie aflê en van iets ontslaan raak, en bietjie meer begin fokus op wat daarbo is, sodat ons hierdie nuwe lewe deelagtig kan word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Ons het daaroor gepraat in die week. Dis die werk van die Heilige Gees om jou en my te verander, omdat ons kyk soos 'n spieël in 'n raaisel. En terwyl ons in die spieël kyk, word ons al meer en meer verander na dieselfde beeld van Christus Jesus. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Maar jy moet hom toelaat. En jy moet kies om in die spieël te kyk. Jy moet kies om in die woord van God jouself te verloor, sodat jy al meer kan dink en sê en praat soos Jesus. Hier is dit nie van belang, vers 11, of iemand Griek of Jood is nie, besny is of nie besny is, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Waar? In 'n mens wat soek na 'n nuwe lewe. 'n mens wat fokus. 'n mens wat toelaat dat die Heilige Gees in hom is en deur hom werk, is 'n mens wat elke dag verander word. En dan gaan dit nie, kan ek dit nou in ander tale en terme sit, dit gaan nie oor politiek nie, dit gaan nie oor ras nie, dit gaan ook nie oor geslag nie, dit gaan ook nie oor ouderdom nie. Dis dieselfde wat hy daar sê, Griek, Jood, besny, anderstalig, onbeskaaf, slaaf, vryman, is net ander terme. Gaan nie oor politiek nie, gaan nie oor swart en wit nie, gaan nie oor ouderdom nie, gaan nie oor mans en vrouens nie. Dit gaan daaroor, is jy gefokus op Jesus. En laat jy toe dat die Heilige Gees jou elke dag meer en meer help fokus, so jy en ek 'n besluit kan maak, om nie meer met die dinge van die wêreld besig te wees nie, maar te fokus op die dinge wat daarbo is. En klaar te kry met die dinge van die wêreld. Vers 12 sê, julle is die uitverkore volk van God. Julle wat hier sit, jy behoort aan Jesus, jy's 'n koningskind, hy het jou verlos, hy het jou vrygemaak, jy's deel van die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Dit het my boetie ook hier voorgestaan en gesê, God het jou lief, en hy is jou genadig, oor en oor. Daarom moet julle, en nou kom hy, en wat hy, hierdie lysie wat hy nou noem, is niks anders as die vrug van die Gees nie. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar, as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 'n Mens van 'n nuwe lewe, 'n mens wat toelaat dat die Gees hom lei, is 'n mens wat herfokus. En omdat jy herfokus, is die vrug van die Gees besig om in jou lewe na vore te kom. Omdat jy die ou dinge aflê, omdat jy die sonde kruisig, omdat jy sterf vir die wêreld, begin die vrug van die Gees al meer 'n realiteit word in jou lewe. Dit was Pinkster. En ek wonder as jy en ek van vandag af, môre, oormôre, die dag na oormôre, daar buite in die wêreld gaan lewe, gaan die wêreld sien, jou lewe is Christus. En hoe gaan hulle dit sien? Jy het nie skielik Jesus 'n gesig gekry nie, jy het nie skielik wonde in jou hande en jou voete nie, hulle gaan dit sien deur die vrug van die Gees wat jy dra. Dis hoe die wêreld moet sien,
Die lewe wat jy lewe is nie meer jou lewe nie, maar Christus se lewe deur jou. Die wêreld moet die gees van God in jou sien werk, alhoewel hulle nie weet wat is die gees van God nie, maar hulle gaan dit sien in die vrug wat jy dra. Mense wat nie meer lieg vir mekaar nie, maar wat lief is vir mekaar. Mense wat nie meer mekaar beskinder nie, maar mekaar opbou en stig. Dis die lewe van Christus. Dis die lewe waar die wêreld Christus in mekaar raak sien. En nou kom Paulus in die laaste 2 versies en hy gee ons 'n opdrag. Hy sê, as jy dan nou die gees van God in jou het, en jy lewe soos Christus wil hê jy moet lewe, as jy besig is om die ou dinge te sterwe, en jy is besig om op te staan in 'n nuwe lewe, en jy is besig om te herfokus. Jou oog is daar bo en nie op die aarde nie. Hy sê dan, luister mooi, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle lewe. Jy en ek moet oorloop van die boodskap van Christus. Ons moet getuig. Ons moet vertel. Ons moet deel. Die wêreld moet hoor dat hierdie lewe van my 'n wonderlike lewe is. Die wêreld moet hoor dat die feit dat ek Christus gekies het my lewe verander. Die wêreld moet dit hoor. Die blydskap van die boodskap van Christus moet in ons lewe. En luister wat hy sê, daarom moet ons mekaar leer en onderrig. Nie die pastoor op 'n Sondag nie, ja, dis sy job. Maar in die week moet jy en ek telefoon optel en mekaar bel en te sê, hey, die Here is lief vir jou. Moet ons 'n WhatsAppie vir mekaar stuur en vir mekaar sê, God dink vandag aan jou. Moet ons 'n SMS'ie vir mekaar stuur. God het vir ons al hierdie wonderlike tegnieke gegee, waardeur ons met mekaar kan deel. Waar ons vir mekaar kan leer, en mekaar onderrig, en mekaar kan stig, en mekaar kan bou. Nie net Sondag nie, elke dag van die week. Leer en onderrig mekaar met wysheid, met dankbaarheid in julle harte. Moet julle wat doen? Ag, pastoor, het jy nou alweer gesien hoe slegger het gister met die blou bulle gegaan? Nee, dit het goed gegaan met hulle, met die Sharks sleg gegaan. Pastoor, ag, dit het so belovend gelyk, dit gelyk of het gaan reën, maar dit bly droog. Hè? Haha, dit dink dit vol water. Wat probeer ek sê? Paulus kom en hy sê, as jy 'n mens is wat vir Christus lewe, dan moet jy psalms sing, lofgesange en geestelike liedere, nie heeldag loop en kla en brom en kla oor alles nie. God wil hê, dat as jy en ek sê, ons het die lewe van Christus, en ons begin fokus op die dinge daarbo, dan moet ons dit uitspreek en uitsing en uitverkondig. Dis die nuwe lewe. Nou pastoor, ek is gedoop in die Heilige Gees, ek praat in tale. Maar ek het al baie ouens gehoor wat op 'n Sondag in tale praat, en aan Maandag beskinder hy sy boetie en sussie. Dit beteken niks. Jy's 'n leë blik in 'n rasende bassein. Dit help nie om te sê ek praat in taal of, pastoor, het was Sondag 'n magtige diens. Weet jy hoeveel mense het omgeval in die gees? Maar daai mense wat Sondag omgeval het in die gees, Maandag gaan loop en vloek en skel. Dit beteken niks. As ons vol van die gees wil wees, dan moet ons mense wees wat gefokus is op Jesus. Dan moet ons mense wees wat die lewe van Christus.
dan moet mense wees wat die vrug van die Gees dra en besig is om die ou dinge te kruisig en dood te maak. En dan moet ons lofliedere sing, psalms, tot eer van die Here. Dan moet ons oorloop van hierdie nuwe lewe wat in ons pos gevat het. Dit raak tyd dat ons herfokus. Raak tyd dat ons ophou kerk speel. Raak dat ons ophou om so trots te wees dat ek Sondag in die kerk was. Maar die Maandag sien niemand dit in my lewe nie. Ons moet oorfokus. Ons moet ons fokus reg kry. En dan eindig Paulus met vers 17. Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus. Dank God die Vader deur hom. En laat toe dat die Heilige Gees jou in staat stel om te lewe soos God wil hê jy moet lewe. Te lewe met 'n nuwe fokus, met 'n nuwe doelgerigtheid. Nie meer ek nie, maar U deur my. Nuwe lewe deur die Gees, deur opnuut te fokus. Kom ons buig ons hoofde.